Ek ons almal weet, trigeminal neuralgia is nie 'n baie bekende ding nie. En dat hoe meer mense daaroor praat, hoe meer bewuswording sal daar wees. Het ek al ander video's gemaak, wel in my vorige video al hierdie punte was behandel, hoewel het in 'n semi-radbraak Afrikaans-Engels was. Kom ons probeer 'n direkte Afrikaanse vertaling vir ons Afrikaners hier in Suid-Afrika en ander dele van die wêreld. Die selfbehandeling terugvoering oor trigeminal en ander siekte toestande deur pasiënte word gewoonlik net weggewaai deur 'n ongemaklike stilte en soms whatever, wat ek eerder sien as hy gaan praat jou nonsens op 'n ander plek. Ons kan dit op 'n baie beter manier ook sê as jy wil. My bystandgroepie bestaan uit my vrou en een vriend. 'n Paar kennisse en ou skoolmaats volg my proses, maar nie veel uit belangstelling nie. Ons almal het immers ons eie probleme en skete. Indien ek nie iets op my WhatsApp status plaas nie, sal daar nooit gevra word oor my vordering of terugslaan nie. Persoonlik glo ek daar is groot moontlikhede om die meeste siektes, hoewel dit langer sou neem, behandel kan word op 'n natuurlike proses. Ons moet onthou dat selfs natuurlike metodes sekere neeweffekte agterlaat. Gaan kyk ek na die verskillende neurologiese instansies, klinieke en hulpmetodes rondom trigeminal neuralgia, vind ons dat daar absoluut niks in die natuurlike wêreld is om die probleem op te los nie. Dit kan help om sekere simptome te verlig, maar dit is ook al. Dis het ek aanvaar dat, sonder die gespesialiseerde operasie, waarvan die suksespersentasie maar baie laag is, geen ander medikasie die probleem gaan oplos nie, en selfs net verligting gaan bring. Omdat omdat my neurologiese pyne alreeds begin het as kind, nooit ordentlik gediagnoseer was nie. Omdat die algemene praktisyn dokters nie veel geweet het van die verskillende simptome van neurologie nie, het die spiere rondgeslyp in my liggaam, die pyne. My ondervinding nadat ek wel gediagnoseer was in Augustus van 2025 is heelwat onder die professionele vlak. Dit blyk dat die verskywing van die neurologiese pyne gevolglik is van die spiermassa in die liggaam. Sodra 'n spiergroep minder voeding verskaf aan 'n spesifieke senuweegroep, dit probleme kan veroorsaak. Hou in gedagte dat ek nie praat van babas en jonger kinders nie. Uit my persoonlike navorsing het ek geleer dat al die neurologiese kanale uit die rugmark vloei. So kry ons dat die middelrug die skouers tot die vingers verteenwoordig, die laar rug vanaf die heupe tot die tone lei. Die trapezius of boorrug herlei alles na die gesig en nek. Hierdie gedeelte se hoofbewegingspunt en terugvoering lê in die 4de wervel van bo af. Verskillende spiergroepe oefeninge wat ek self beproef het, wys daarop dat al die spiere in die liggaam geoefen behoort te word, wat indien dit nie moontlik is nie, die 3 hoofdele van die rug alreeds met oefening verligting kan bring na al die ander dele van die liggaam, insluitende die voete, hande en skedel of gesig. Iets wat die aktivering van alle senuweepunte beïnvloed, is die keel skoonmaak van slyme en veral die nasale drupstelsel. Hiernaas is die niesproses wat boonbehalwe al die boliggaamse spiere laat saamtrek, ook nek-rukbewegings insluit, wat veral die trigeminal en ander boonste neuralgias aktiveer. Trigeminal senuweestelsel hou nie van tong rondrol en enige vryf in die gesig wat jou vel uit posisie sou druk nie. Hier vind ek dat die afvee van die neus, kou, wenkbraubewegings en die tyd van die mond die meeste pyne na vore bring. 'n volgende aktivering wat hoog in die lys kan gebring word, is die kop in 'n ander rigting draai terwyl jy kou of selfs sluk. Spieroefeninge het byna geen verskil aan my probleem gebring nie. Hier bedoel ek die spiergroepe weg van die ruggelom af. Met ander woorde, bene, arms en in 'n mindere mate die borskas. Met die uitwys van 'n spierspesialis in neurologie, nee, dis 'n verkeerde woord. Maar anyway,
senuweekenner, moet alle oefeninge by die rugkolom begin. Hoewel al 3 rugspiergroepe geoefen moet word, moet die boonste groep laaste geoefen word in die geval van trigeminal neuralgia. Anders aktiveer dit pynaanvalle. Nodeloos om te sê, dit het ek persoonlik eers uitgevind oor 'n paar weke nadat ek al 3 rugspiergroepe begin oefen het. Daar is sekere medikasie, kos en drinke wat vermy moet word. Of dit by alle persone dieselfde gaan wees, weet ek nie. Daar is nie genoegsame inligting beskikbaar, selfs op die internet nie. Enige medikasie wat die senuweekanaal beïnvloed, so byvoorbeeld Sinotams en sekere hoofpynstillers, kan die pyn na vore bring. Onder kosse het ek nog nie veel gevind nie, maar kosse wat taai is. Omdat die tong 'n groot rol speel in die verskywing van die kos in die mond, dit 'n probleem raak na ruk se kouery. En met hierdie gepraatery van my aan mekaar, is dit ook nie 'n groot hulp nie, hoor. Uit die drinke het ek gevind dat groentee oor 'n tydperk die pyne na vore bring. Enige aanwensel, indien daar is of geskep word deur hierdie pyne, soos een van die neeweffekte en voorlopers van trigeminal neuralgia, die nekrukbeweging of kopskit of noddy soos ek al genoem is in die verlede, voor diagnose meer as 3 jaar gelede, bring die pyn vinnig na vore en moet so spoedig as moontlik afgeleer word. Soos my vorderings verbeter, so begin my nek weer ruk. Ek moet baie versigtig wees om dit te probeer bekamp, want dit neem my weer terug na die hoofpyn in die gesig. Skerp draaibewegings van die bolyf kan ook 'n pynaanval loods. Skielike bewegings moet dus vermy word. Van die metodes om van die pynaanval te ontwortel is onder andere om die rug so ver as moontlik vooroor te laat knak, hoewel dit nie altyd die oplossing is nie. Die skoueroptrek metode om die trapesiespiere te oefen werk natuurlik die beste om die senuweekanaal te stimuleer. In 'n eenvoudige eenmalige vorentoe of agtertoe rollende roei van die arms en skouers oefen al 3 rugspiergroepe gelyktydig. Met gewigte gaan dit deel wat vinniger om 'n verbetering te voel. Sware gewigte is nie noodwendig beter as middelmatige gewigte nie, het ek in die laaste paar weke gevind. Enige handgewig tussen 2 kg en 5 kg is genoeg om hierdie spiere te oefen vir vinnige verligting. Ander spiere soos die bene en arms kan mettertyd ingebring word, maar nog steeds moet die trapezius laaste en herhaalde tye geoefen word. Kom ons gee eers daai simpel selfsugtige drommel 'n kans om weg te kom. Ek het gevind dat ligte oefeninge totdat die spiere moeg word in die oggend en saans genoeg is. Tog oefen ek sonder gewigte deur middel van strekoefeninge terwyl ek sit, staan en loop gedurende die dag. Soms maak ek of ek na die lig kyk terwyl ek my nekspiere saamtrek. Soms trek ek my skouers op wat natuurlik nie snaaks lyk gedurende die wintermaande nie. Vinnige saamtrek en los strek skouer optrek oefeninge help natuurlik baie om die pyn weg te hou. Hoop hierdie inligting help verander en ek wens dat enige persoon sal kan help wat dieselfde of soortgelyke pyn of neuralgias het.